Ons praat oor wapenrusting. Oorlog. Ons is nou al 10, dis die 10de week wat ons oorlog maak. Kan julle glo, dis die 10de week wat ons oorlog maak. Dit is 'n oorlog hierdie julle. Ek lees vir julle Efesiërs 6 vers 14, hy sê, staan aan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. In die eerste paar weke toe ons hieroor gepraat het, het ek vir u gesê, hierdie is verdedigingswapens. Die gordel van die waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene van die voorbereiding van die evangelie, die skild van geloof, die helm van verlossing, die swaard van die gees, is verdedigingswapens. Ek het ook vir julle laasweek gesê, hierdie verdedigingswapens sal julle nou stelselmatig begin gebruik, ook in aanval. Want wanneer jy by die aanvalswapen kom, wat ek vir u aanbied nou as gebed, en lofprysing, en prediking, en getuienis, dan kan jy nie anders as om hierdie verdedigingswapens met dit te vermeng nie. Jy moet dit vermeng. So wanneer ek vanoggend 'n lofprysing maak, sal dit beter lofprysing wees wanneer ek die woord vir God teruggee. En so nou was die woord 'n verdedigingswapen, maar nou begin ek om inspann saam met my gebed as 'n aanvalwapen. En so verloof ek om met my hele hart en siel, al my verstand en my krag, al my vermoë, daarmee loof ek hier vanoggend. Klink dit vir u soos die woord wat ek quoteer? Yes, so nou vermeng ek die woord met my lof. En nou word daardie aanvalswapen 'n kragtige wapen. Ek het verlede week met u gepraat oor gebed. En ek wil so 'n bietjie net weer daaroor praat. Onthou ons het oor Petrus gepraat. Nou Petrus was gevange geneem deur koning Herodes en hy was onder streng bewaking gesit en ons lees in Handelinge dat hulle het hom bewaak, maar iets het gebeur, die gemeente van God het gedurig gebid vir Petrus en daardie gebed van die gemeente het 'n kragtige reaksie in die hemel ontketen, so 'n reaksie dat die engel gekom het om Petrus tussen daai wagte los te maak. En daarom sien ons dan in die verhaal van Petrus hier in Handelinge dat gebed is kragtig. Ons moet dit net reg inspann. Ek het ook vir u gesê, dis nodig dat ons begin intelligent bid. En ek het 'n vergelyking maak tussen dom bomme en slim bomme, onthou jy dit? Nou 'n dom bom is iets wat jy net, as jy hom waar jy hom laat val, daar val hy. Hy kan nie gestuur word na 'n spesifieke plek nie. 'n Slim missiel het koördinate en 'n GPS-stelsel in en kan ek hom sê, gaan reguit na daai ou se huis toe. Moenie net hier val waar ek jou gedrop het nie. En ek het vir julle gesê, ons het nodig om ons gebede aan te pas, dat ons hulle regtig stuur na waar die nood is. En hierdie algemene, is niks verkeerd om algemene gebed te bid nie, ek het dit ook vir julle gesê. Maar is nodig dat ons gebede sal aanpas. Mag ek vra, het u daaroor gedink? Pragtig. Asseblief, deel met my, as jy op iets waardevol afkom. As jy 'n gebed vind wat werk, bid hom. Ek onthou my dogter kom na my toe, Vanessa. Sy sê vir my, daar's 'n ou in die gemeente wat sy nou al so lank voor bid, en sy kom nie reg nie, die ou kom nie tot bekering nie. En ek weet nie, ek glo dis die inspraak van die Heilige Gees. Ek sê vir haar, man, bid dit wat ons vanoggend gesing het. Uit die hande sal niemand my ruk nie. Ek sê vir haar, Johannes sê, as die Vader jou nie na Jesus toe trek nie, sal jy nie by Jesus uitkom nie. Ek sê, bid dit. Sê, Vader, ek bid dat u hierdie man na Jesus toe trek, sodat hy tot bekering kan kom. En bid dan, Heilige Gees, oortuig hom van sonde, geregtigheid en oordeel, want dis die werk van die Heilige Gees. 2 weke later kom dan sy my sê, die ou het sy hart vir die Here gegee. Sy het haar gebed verander. En sy het woord begin bid, maar dit is baie spesifiek. En ons het nodig om ons omstandighede te verander deur reg te bid en slim te bid. Ons los nie ons verstand daar in die parkering wanneer ons in die kerk inkom nie. Dit het ek vir julle laasweek gesê. En dit is omtrent wat ek oor dit wil herhaal. Tot nou toe was alles herhaling. Nou wil ek vanoggend praat oor die wapen van lof. In die Bybel is lofprysing dikwels in verband met God se ontzagwekkendheid. God se grootheid gaan gepaard met ons lof.
Wanneer jy God begin loof, dan begin jy agterkom met wie jy te doen het. Hoe groot hy is, hoe magtig is hy. Werklik waar, jy kom agter, maar hierdie is nie 'n mens nie. Hierdie is God. So lof is uiters belangrik en lofprysing roep God se bonatuurlike ingryping na ons toe, dit bring dit nader. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee. Moses in Eksodus 15, hy sê daar, o Here, wees soos U onder die gode, wees soos U verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. U het U regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. Wat gebeur hier, geliefdes? Die Israeliete is uit Egipte land uit, hulle staan voor die Rooi See. En hulle staan met hulle rug teen die vyand. Die Egiptenare val hulle aan. En God sê vir hom, ek maak hierdie see vir jou oop. En hulle trek op droë grond uit. Maar wat is sy reaksie op God se merkwaardigheid? Sy ongesaghebendheid. Niks kan met dit vergelyk word. Sy reaksie is, hy sing 'n loflied. Die perikoop sê dan ook, dis die loflied van Moses en die Israeliete. 'n Dankbaarheid. Wat hulle uitroep. So God doen 'n wonderwerk, maar as gevolg van hulle lofprysing en aanbidding. Geliefdes, Psalm 22, lees die volgende in die 23ste vers. Hy sê, ek wil U naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. Wil jy dit doen vanoggend? Wil jy die lof van God vanoggend aan jou broeders vertel? Wil jy in hierdie vergadering hom prys? Psalm 22, ons het met hom stilgestaan met die kruisigingsoggend. Onthou jy dit? Julle wat die Here vrees, prys hom. As jy respek het vir Jesus Christus en vir wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, dan sal 'n uitvloeisel daarvan wees lofprysing. Dis natuurlik, dit kan nie anders nie. Julle sal hom prys en met 'n uitroepteken. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom, uitroepteken. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende en die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aanroep om hulp. As jy die Here aanroep om hulp en jy vermeng jou gebede met lof, geliefdes, sal hy sy oor nie doof hou nie. Hy sal sy aangesig vir jou nie verberg nie. Dit sal resultate oplewer. Lof is 'n kragtige wapen, geliefdes. Nou dit word nog duideliker gemaak as jy na Psalm 8 kyk. Kom ons kyk na Psalm 8 vers 2 en 3. O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suigeling het U sterkte gegrondves om U teenstanders omwil. Let mooi op wat hy sê. Om U teenstanders om die vyand en die wraakgierige stil te maak. Geliefdes, ons sien dat God sê, hy sal sy sterkte aan die volk verleen, as hulle hom loof. Hy maak hulle sterk. En hy gebruik 2 woorde om die teenstander te beskryf hier, so hy gebruik die woord vyand en wraakgierige. Maar wil ek vir u sê, hierdie teenstander is in die meervoud, geliefdes. Dis meervoud. Met ander woorde, ek wil weer terugbring na Efesiërs 6 toe. Die owerhede, die magte, die booste geeste, die lig. Meervoud is jou vyand. En jy sal hulle stil maak, want God vir jou so sterk maak om hulle stil te maak. Maar wat is die voertuig waardeur jou sterk maak? Wanneer jy hom loof en prys, dan maak jy jou sterk genoeg om die vyand meervoud te weerstaan en te oorwin. Geliefdes, hier baie interessante gedeelte, want toe die Here Jesus Christus daar in Matteus 21 vers 15 tot 16 besig was om wonderwerke te doen en daar kindertjies besig was. En is nou nie kindertjies vanoggend doen nie, maar dit sou nog lekker gewees het. Eendag maak hulle my fisies hulle te besig raak, maar ander dag het jy hulle weer nodig hier om te hardloop en so. Maar die kindertjies was besig daar in die tempel, terwyl Jesus die wonderwerk gedoen het. En die ouens kom na Jesus toe, hulle sê vir hom, jy moet iets doen, hier is onvanpas in die kerk. Jy kan nie hierdie kinders hier laat staan nie, want hulle sing Hosanna. Hulle skree uit Hosanna. Hoor, ek gaan dit vir u lees. Hy sê, en toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig.
Die godsdienstige leiers was verontwaardig omdat kinders uitroep, Hosanna, aan die koning van alle konings. En hulle sê toe vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van die kinders en die suigelinge, het u vir u lof berei nie. Jesus haal Psalm 8 aan julle, maar hy sit 'n kink in, want Jesaja, die psalmdigter sê, hoor wat sê die psalmdigter, hy sê, uit die mond van suigelinge, kinders en suigelinge, laat ek dit vir u lees, uit die mond van kinders en suigelinge, het die sterkte gegrondves, om die teenstanders ontwil, om die vyande en die wraakgierige stil te maak. Hoor nou wat hy sê, Jesus sê, in die mond van kinders en suigelinge, het u lof gebring. Die lof gebring. Hy daai sterkte is 'n direkte koppeling aan die lof. Die krag wat verleen word aan jou en my is verkrygbaar deur lof. Jy moet Psalm 8 saam met Matteus 21 lees. Jy kan nie anders doen nie. So Jesus antwoord hulle aan, hy haal dit aan. Hy sê as ware, sy eie opmerking aan ons gegee. Sê, uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves. Jesus sê, uit die mond van kinders en suigelinge het u lof vir u berei. Mooi, nee? Kan jy sien hoe kragtig is lof en aanbidding? Ek wil tog vir u net daarop let, wat hy die woordkeuse wat hy gebruik, uit die mond. Hy sê nie die hand, of uit enige ander vorm nie, uit die mond. En ek het vir u dit gesê die dag met ek met u gepraat het oor die vroukie wat gesê het sy bid glad nie meer hard nie. Onthou jy toe ek dit gepreek het in die lofprysing en sê, dis belangrik dat ons nie vrees het vir Satan nie. Want toe ek haar vra, maar hoekom bid jy nie meer hard nie? Sy sê, maar sy's bang die duiwel hoor wat sy bid. Jy mag nie die duiwel vrees nie. Jy mag nie vir hom bang wees nie. Die oomblik wat jy vrees, dan het hy jou klaar op die agtervoet. Onthou wat sê die woord, staan vas. Onthou jy daai preek? Staan vas, want as jy vas staan, dan sien hy het nie met 'n coward te doen nie en dan hardloop hy weg. Dis wat die woord sê, geliefdes, dis wat die woord vir ons sê. Hy leer ons dit, en daarom moet ons vas staan. Maar met 'n loflied in ons mond. Nie in ons eie krag nie. En dit is baie belangrik dat ons hierdie goed so bietjie net dieper sal na kyk. So hy sê uit die mond van kinders en suigelinge, uit jou mond moet die lof kom. Dit help nie staan daar en sê, lof word besing. Lof word gespreek. Ek wil graag iets mooi van jou sê vanoggend. Ek wil iets vir jou, ek wil regtig vir jou, kan ek jou vanoggend bietjie komplimenteer? Doen dit iets vir jou. Maar as ek sê, wil ek waardeer jou, uit my hart uit. Jy is vir my aansporing. Die manier wat jy met die Here omgaan. Beteken vir my baie, die manier wat jy met drome omgaan. En hoe akkuraat jy met drome werk. Is kosbaar vir my. Ek is die Here dankbaar vir jou lewe. Beteken dit iets? Ek wil die Here loof. Here, ek loof U. Here, ek loof U. En dit lyk vir my, of mense deur daai deur kom en kry hulle stilstype. Dan weet hulle nie om monde te gebruik nie. As hulle by daai deur uitgaan, dan babbel hulle. Gaan dit wild aan. Hier is dit, jy moet in 'n koffieshop gaan sit en hoor jy raas het. Maar ek sê daai Israeliete kon raas, hulle het so geloof en prys dat die aarde geskeur het. Het jy dit al gelees daar in Konings? Die aarde het geskree. Dit was harde goed, jong. Hulle was nie bang om te sê loof die Here nie. Daar was geen vrees daarvoor nie. Geliefdes, die gevolg van die gebruik van lofprysing as wapen is om die Satan stil te maak. Dis wat jy wil doen deur jou lofprysing. Jy maak die Satan stil, want hy sê ek het hom stil gemaak. Dis wat hy sê daar in Psalm 3. Hy sê hy maak hom stil. Miskien as ek net my notas beter kan opspoor nou vanoggend hier, gewe my, gaan dit net graag weer lees. Hy sê, o Here, ons Here, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde, wat u majesteit gelê het op die hemele.
Uit die mond van kinders en suigeling het die sterkte gegrondves om u teenstanders onwil, om die vyand en die wraakgieriges stil te maak. Stil te maak. Dit is belangrik, geliefdes. Dis wat dit doen. Kan ons 'n demonstrasie doen? Wat is beter as 'n demonstrasie? Wie gaan my help? Sien, kom help my, jy's 'n worship leier. Nico, kom help my. Nico, gryp daar 'n stoel en kom sit julle gou hierso. Sien, ek kry my. Wat is beter as 'n illustrasie? Kom ons sing wat die woord hierso sê. Daar is 'n stoel, Nico. Jy kan net kom stil sit. Jy moet hier bo kom staan, kan ek jou ophelp? OK. Nee man. Sit die stoel hierso neer, dan sit hy op die stoel, sit dan kry jy 'n mic. Nou hy verteenwoordig nou die Here Jesus vanoggend, né? Hy gaan niks sê nie. Want weet julle wat? Julle sal nou iets agterkom. Die Here maak nie die Satan stil nie. Ons lofsanger moet hom stil maak. Hy het ons die voertuig gegee. Gaan julle vir die mic kan sit? Ja, sit hom aan asseblief. Of vir die een onder die kansel. Daar sê hy's reg. So ek is nou die duiwel. Dis nou nie 'n lekker job nie. Maar ek gaan jou aankla by die Here vanoggend. En hoe gaan jy my stil maak? Ek gaan lofprysing. Jy gaan lofprysing doen. So jy, ag almagtige Jesus, sy maak so gemors daarso, weet jy kan nie glo nie. Here, ek loof Jy weet. Jy kan nie glo hoe gemors sy aanvang nie. Here, ek prys U met my hele hart. Ek aanbid U, Here. Sy het gister weer 'n gemors aangevang. Ek sing en ek dans en ek juig en ek jubel voor U, want U is so goed en getrou. Kan jy hierdie aanbidding vat nie? Ek loof U, Here. U goedertierenheid is van geslag tot geslag en daar's geen einde aan U heerskappy nie. Here, U sorg vir my. Here, my hart is dankbaar. Ek kan nie ophou om U lofprysinge te besing, Here. Dankie. Sy het my skoon dood gepraat. Kan julle dit sien? Dankie. Dis wat lofprysing doen. Halleluja. Loof die Here. En hy kla jou aan. Wie het gister iets verkeerd gedoen? Moenie hande opsteek nie, asseblief. Maar vanoggend is hy gereed om vir die Here iets te sê. Ag, almagtige. Daai ou het weer 'n gemors aangevang en hy's nog steeds besig om gemors aan te vang. Hy's nie waardig om U kind genoem te word nie. En al wie hom stil maak is deur die lofprysinge. En jy gaan hom regtig stil maak. Geliefdes, ons moet ons lewenstyl en lewens anders aanpas. Ons moet dit aanpas. Jy het nodig, ek wil vir u snaakse goeie sê, gaan koop vir jou 'n klein gitaar man. Vat musiek op, dis wonderlik nê. Dis lekker nê. Doen dit iets vir jou. Yes. Begin om die Here te loof, begin om 'n kultuur te skep van aanbidding en lofprysing, want in dit maak jy die duiwel stil. Al sy aanklagte doodstil. Dan lees ek hier in Openbaring, geliefdes, so graag vir u hier nog so klein paar goedjies uitlig. Ons sing in Openbaring 12:10, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aankla voor ons God dag en nag. Ek moes dit eintlik vir u gesê het voordat ek die illustrasie gedoen het. Glo dit, die Bybel sê hy kla jou aan dag en nag om Steven, hy slaap nie. Dag en nag. Miskien moet ons dit 'n bietjie oorweeg. So hy wil nie stil bly nie. So ek dink ons moet net in die dag dink ons kan aanbid nie. Ons moet die Here in die nag ook aanbid. Ons loof hom dag en nag, want dan maak ons die vyand stil, geliefdes. Hy is die heel dag besig om ons teen te staan, om ons aan te val. En daarom moet ons die heel dag besig wees om hom teen te staan, hom aan te val, hom stil te maak. Onthou, ons het gesê, die tyd is verby van verdediging. Ons gaan die hekke, die poorte van die hel bestorm. Ons het nou hier deur gegaan al. Ek dink u ken nou daai gedeeltes al. Ons gaan die hekke bestorm en dit leegmaak. Dis nie asof ons die poorte van God wil beskerm nie. Nee, dis nie wat daai skrifte sê nie, geliefdes. Ons val die hekke aan. En ons doen dit deur gebed en lofprysing en deur ons wapenrusting aan te hê en aan te hou.
Dis nie elke oggend se oor en aand uittrek, oggend uit aantrek nie. Dis eenmaal en klaar, jy trek hom aan en jy hou hom aan. Dis 'n dag en nag oorlog, julle. Altyd. En hy gaan jou probeer aanval soveel as wat hy kan. Openbaring 16 vers 13 sê, ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos padda sien kom. Want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir 'n oorlog, vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Nou ek wil nie praat oor die profetiese aspekte van hierdie gedeelte in die geliefdes. Ons kan sien dat daar besig is omdat dit die profetiese landskap is besig om te verander. Ons kan sien wat besig is om in Israel te gebeur. Ek kyk na die Al Jazeera nuus. En 'n Arabier val Amerika aan en hy sê, hulle het nou 2 weke verlengtyd vir Israel bewerk deur die resolusie wat hulle by die Verenigde Nasies geneem het. En hy sê, en ek wil nou vir julle sê, en as Arabier, hy ken nie die Bybel, en hy sê, nou wil ek julle sê wat Israel in hierdie 2 weke gaan doen, en hy sê dit en dat en dat, en ek sê, wow, hy kon net sowel 'n profeet gewees het. Lyk my, hy weet wat staan in Psalm 83. Lyk my, hy weet wat staan in Jesaja 17. Lyk my, hy weet wat staan in Jeremia 49. Lyk my, hy het Obadja gelees. So die profetiese aspek wil ek nie vir luister wat hier gebeur uit die mond van die valse profeet. Val uit die kinders van God aan. Uit die mond, dit kom uit sy mond uit, net so wie gesê het. Dit help niks staan nie vir hom wil en sê ek wil jou loof hom wil. En die vyand staan nie daar in die geesteswêreld met 'n toemond nie, uit sy bek kom maar lasterlike taal teenoor God en teenoor jou en val uit die God aan dag en nag. En is dit jou en my werk om dit reg te stel deur ons lofprysinge en deur ons aanbiddinge. Psalm 149 vers 6 en 7, 6 en 9 sê, 6 tot 9 sê, lofverheffinge van God is in hulle keel. Lofverheffinge van God is in hulle keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand, om wraak te oefen onder die heidene, strafgerig onder die volke, om hulle konings met kettinge te bind en hulle edeles met ysterboeye, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al sy gunsgenote. Halleluja. Geliefdes, ek en jy, ons sal geeste oordeel eendag. Dis skrif. Jy kan dit in 1 Korintiërs 6 vers 2 lees. Ons is bestem om te oordeel. Hoor wat sê, weet julle dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Beskou jy as een van hulle? En ons kan nou al skrafgerig doen op hierdie bose magte en vyande. Meervoud, enkelvoud, maak nie saak nie. Al sy magte en demone en hy self enkelvoud, die vyand. Ons kan hom aanval deur ons gebed, slim bomme te gooi, slimme stiele af te stuur en wat te doen? Lofprysinge. Lofprysinge. Lofprysinge is gepas, geliefdes. En so, dis maar net die siekte van ons tyd, is depressie en angs en vrees. Maar wat het ons midde weggegaan? Ek onthou ek het daar in Claremont gebly, pastoor. Jy sal dit onthou. Yes. Ek het daar gebly in 15 Maxwellhof, Claremont. Dis waar hy nie gebore is. Ons kom van daar af. En julle kan nou maar sê, yes, waar kom hy vandaan? Kan daar iets goed uit Nasaret uitkom? Jy, geliefdes, en ek klom my trappies op en 'n ander man kom die trappies opgeloop en hy sê, it's beginning to rain, 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 hear the voice of your father. En ek weet, is 'n kind van God. En ek weet, hy's besig met lof. Hulle was nie skaam nie, geliefdes. En moenie laat ons skaam wees vir God nie. As jy skaam is vir hom, gaan hy eendag om vir jou skaam. Ons mag dit nie wees nie. Geliefdes, ons het nodig. Ons nodig om alles te heroorweeg. Ons hele lewe, dit moet verander. Julle met julle huise, lewens, alles verander. Ek moet dit verander. Bets, ons moet dit verander. Daai gitare wat in my bokse lê is nonsens.
En die stemme wat nie geoefen word nie, is nonsens. Ons moet hulle warm kry daar by die huis, dat ons hier by die kerk die Here kan aanbid. Maar dit kan nie net 'n kerksaak wees nie, geliefdes. As die Here nie by die huis gaan aanbid nie, gaan jy sukkel om dit in die kerk te doen. En lof is 'n geweldige wapen. Sê dit vir jou maat, sê stamp hom, sê lof is 'n wapen. Met lof maak jy die duiwel stil. Hy kan nie aanhou om jou aan te kla nie. Ek het genoeg gepreek. Loof die Here. Loof die Here, kom ons bid saam. Here, ek loof U Here dat U vir ons sulke magtige wapens gegee het. En dat U beloof het ons sal hierdie ding oorwin, Here. Hierdie vyand, Here, wat lyk of hy onoorwinbaar is, Here. Dankie, Here. Dankie vir die profetiese woorde wat in vervulling kom in ons dag voor ons oë afspeel, Here. Dankie dat U 'n waarmaker van die woord is, Here. En dankie dat U hele woord waar is, Here. Ook hierdie woord van Jesus Christus wat sê uit die lof van suigelinge, kinders en suigelinge, het U lof bevestig. Het die krag bevestig, die sterkte gegrondves. Dankie vir hierdie woord, Here. Ek eer en ek aanbid U. Amen.